Nog 'n vraagie vra. Wie van julle hou om Kaap toe te gaan? Hou om Kaap toe te gaan. Te gaan holiday hou in die Kaap. Sekere mense bly daar. Vir ons moet so toe gaan. Sekere mense wil so toe gaan. Nou van ons af tot in die Kaap is dit 1339 km ver. Dis nog 'n entjie. So kom ek stel julle 'n opsie gou. Opsie A. Jy kan Kaap toe gaan. All expenses paid. 10 miljoen in jou sak voor jy hier vertrek. Ry met die grootste kar tot by die airport. Vlieg eerste klas. As jy daar kom is 'n kar vir jou. Alles is die beste vir jou gereël. Beste hotel, beste diens, maak nie saak waar jy dink jy dit is daar. Dis opsie A. Voor jy vertrek het jy 10 miljoen in jou sak. Klink goed, né? It's to die for, soos hulle sê. Opsie B. Wat jy het om daar uit te kom is jou paar voete. Jy moet loop om daar uit te kom. En jy het een persoon langs jou sy. Jy kry niks as jy wegtrek nie. Niks is vir jou beloof langs die pad nie. Jy het nie die luxe service wat jy wil hê nie. Maar as jy daar kom, het jy 'n bankrekening wat jy kan leegloop nie. So waarmee gaan ons gaan? Opsie A, opsie B? Wie sal gaan vir A? Ons almal sal gaan vir A, nie waar nie? Hoekom? Ons vlees. Ons wil dinge gemaklik hê. Ons wil nie sukkel om te loop, blaas op jou voete, stikkende skoene, in die wind en weer in die reën. Ons wil dit nie doen nie. Ons wil lekker agteroor sit. In die luxe kar, luxe vliegtuig, luxe hotel. Dis ons vlees, dis hoe ons is as mens. Maar ongelukkig is dit wat veroorsaak dat ons of sekere mense op die verkeerde pad loop. Nou vanmôre gaan ons bietjie kyk na Matteus hoofstuk 7, die wat so lank daar wil oopmaak. Matteus hoofstuk 7, ons gaan gedeeltes daaruit lees. En ons begin by verse 13 en 14. Wat vir ons sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad, wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur gaan. Kom ons stop net gou daar. Breed is die pad, wat na die verderf lei, die lekker kry, die luxe kar, die baie geld in ons sak, die luxe hotel, dis ons nou die lekker kry. Dis ons wat ons almal wil hê. Maar lees ons verder. Want die poort is nou, en die pad is smal, wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Dis nie een wat 'n hand opgesteek het, wat gesê het, alraai, kom ons gaan vir opsie B nie. Opsie B is nie gemaklik vir ons nie. Opsie B het te veel obstakels op pad. Dit gaan te lank vat. Ek meen as jy met 'n kar en 'n vliegtuig 4 ure en jy's in die Kaap. Gemaklik. Loop jy ter voet en niks val ernstig voor nie, neem met jou 13 dae. 13 dae. Maar onthou, wat kry ons op die ou einde? Hou dit in gedagte. Die woord sê vir ons duidelik, die wêreld se pad is breed en maklik.
soveel wat afdwaal na dit toe. Want ongelukkig ons as mens wil nie ons flesh, ons lyf opoffer nie. Want dit is seer. Ek meen, my voete gaan seer wees as ek net wil vereniging toe loop. As jy nie die regte skoene het nie. As jy dit maak. Wat nog te sê om Kaap toe te loop? Die dag toe ons besluit het, ons gaan ons harte vir die Here gee. Ek dink vooruit het ons al gesien, wie as jy in die kerk sit en met mense deel wat wedergebore is. En ek het gesien, hoorie, maar dis nie altyd maanskyn en rose nie. Dis nie altyd maklik nie. So we all knew what we signed up for. Die dag toe ons besluit het, hoorie, ek gaan my hart vir die Here gee en sê, Here, hier's ek, gebruik my. Maar nou kom ons weer terug na ons vlees toe. Offer ons regtig waar op om te sê, Here, gebruik my. Ek in 3 uur in die oggend word jy wakker en jy voel regtig daai druk op jou, ek moet nou intree en bid vir iemand. Staan ons op, gaan bid ons, of draai ons op en slaap verder? Dis 3 uur in die oggend, ek wil nog slaap, ek werk môre. Wat is daai gebed nodig was vir iemand om deurbraak te kry? Genesing te kry? Iemand wat dalk op 'n nippertjie is wat jy ken vir selfmoord. Daai gebed kon daai mense lewe gered het. Maar ons as mens wil nie opoffer om te sê, hoorie, ek gaan nou opstaan, ek gaan bid nie. Dis mos te lekker cozy in die bed. Nee, waar nie? Dis te gemaklik vir ons om dinge te sê nee, want ek wil nie opoffer nie. Ek meen 'n simpel ding soos tyd. Tyd is 'n moeilike ding om op te offer vandag. Want ons lewe hang om tyd. Jy moet betyds wees, in tyd wees vir werk. Jy moet in tyd wees vir dit, jy moet in tyd wees vir dat. Maar hoeveel van ons sit voor die TV? Hoe lank? TV kyk. Kan jy nie daai tyd spandeer het in die woord nie? Kon jy nie daai tyd spandeer het om goed te doen nie? Of ons sit op ons selfoon? Grootste ewel wat nog daar is. Dit is my siening van die saak. Almal het hulle eie keuse. Maar 'n foon vat soveel tyd van ons lewe weg. Doen jouself eendag 'n guns van die oggend wat jy opstaan tot die aand toe. Kyk bietjie hoeveel tyd spandeer jy op jou foon. Lees ek weer die Bybel en al die apps is op ons foon, maar lees jy werklik die Bybel of is jy op social media besig? Dit steel baie tyd van ons. Dis tyd wat ons kon opoffer en werklik die woord kon lees. Dis tyd wat ons kon opoffer om dade te kon gaan doen. Want dit is wat dit van ons verwag is. As ons op die regte pad wil loop, moet ons dit doen. Dis daai obstakels op pad, Kaap toe. Wanneer bel iemand jou, kan jy kom help, ek het gebed nodig. Ek en my vrou het 'n probleem. Dink ons vinnig 'n verskoning uit of gaan ons gaan help? Dis waarvoor ons daar geplaas is. Dis die pad wat ons moet loop, die regte pad. En deur om jou hart vir die Here te gesê het om te sê, Here, gebruik my. Dis deel daarvan. You signed up for it. Wanneer jy woord sê vir ons, gaan dan na al die nasies toe. Maak disippels van my. Doen ons dit? Of vir ons daai tyd op om uit te gaan na mense toe wat dit nodig het? Jy het nie nodig om miljoene rand in jou sak te hê om 'n verskil te maak in 'n boemelaar se lewe nie.
Gebed doen wondere. Soos Pastor Susan gesê het, gebed doen wondere, dit genees. Dit help om daai obstakels oor te kom. So as jy gaan en jy doen gebed vir daardie persoon om sy lewe om te draai, dalk het hy die wilskrag gekry om môre 'n nuwe blaadjie te begin. Dalk besluit hy net om sy lewe om te draai en te gaan werk soek. Dit kan sy lewe verander. As jy het, vat 'n brood vir hom saam. Vat iets vir hom te drink saam. Dit maak 'n groot verskil. Wat doen ons dit? Of is ons te bang om gesien te word met hierdie persoon wat langs die pad is? Dis wat van ons verwag word. Of sê ons net ons doen sulke dinge om goed te lyk? Kom ons kyk na Matteus 7, vanaf vers 15 tot 20. Vanaf vers 15 tot 20. Maar pas op vir die valse profete, wat in die skaapklere na julle kom, en van binne roofsigtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. En mense pluk tog nie druiwe van 'n doring, van dorings of vye van dussels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en selfs 'n slegte boom kan ook nie goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Maar kom ons kyk mooi na vers 1. Maar pas op vir die valse profete, wat in skaapklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Wie van julle kan sê julle ken so 'n persoon? Daar's baie. Eerlik gesê, daar's baie. Ek weet, hy kan in die kerk sit, elke Sondag, vroom gesiggie. Wat doen hy buite? Wat doen hy as hy alleen is waar niemand hom sien nie? Hy kan die grootste moordenaar wees. Hy kan die grootste droogmaker wees wat daar is. Maar dan sit hy in die kerk, elke Sondag, vrolik, dink hy weet alles, sê hy weet alles. Hy ken die woord, hy kan baie keer skrifte so voorgee, want hy ken dit, hy gebruik dit om ons te flous. So die woord sê vir ons duidelik, ons moet pas op vir daardie valse profete. Valse profete wat ons as Christene partykeer so vinnig om die bos kan lei. So ons moet pas op vir die mense wat ons om die bos lei. Dis daardie mense wat sê ek's 'n Christen en hy's 'n Christen net op 'n Sondag. Wat hy op sy foon doen, die tyd wat hy daar spandeer, waarna kyk hy? Of sy? Waarmee is hulle besig? Die valse profete wat ons om die bos lei. Dis obstakels wat in ons pad is voordat ons by die Kaap kom. Nog 'n obstakel. En dis dinge wat as jy nie in die woord is nie, en jy nie tyd in die woord spandeer nie, gaan jy dit nie altyd raak sien nie. En dan gaan jy struikel oor daardie blok. Dan gaan jy die een wees wat val. En jy ken nie jou woord nie, jy spandeer nie tyd nie, jy gaan nie weet wat hy werklik sê, reg of verkeerd is nie. So weer kom ons terug na onsself toe. Ons moet self opoffer, ons moet self tyd spandeer, sodat ons die woord kan ken. Sodat ons weet as daardie valse profeet na ons toe kom,
En vir hom sê, luister broer, jy is nou besig om nonsens te praat. Ons moet dit kan herken, maar as ons dit nie herken nie, want ons is nie in die woord nie. Dis 'n groot struikelblok in ons lewe. Kom ons kyk na Openbaring 3. Openbaring 3 vanaf vers 15. Maar die woord vir ons sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuig. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is, wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Weer eens gemik op daardie valse profete. Die Here ken hulle werke. Maar hulle staar te blind daaraan om te sien, hoorie, hy is die een wat verkeerd is. Hy is die een wat verdwaald is. En so ook ken die Here ons wat hier sit, ons werke. As ons ook maar net die wat Sondag hier sit, vroom lyk, en Bybel lees wanneer dit ons goed pas, tyd spandeer in die woord wanneer dit ons pas, of tree ons werklik in om op daai nou paadjie te loop, en te doen wat vir ons verwag word. Want soos die woord vir ons sê, jy kan nie lou wees nie. Jy is of warm, of koud, of reg of weg. Want as jy warm is jy vuur en vlam vir die Here. En mense gaan dit raak sien. Hulle gaan jou ken deur die vrugte wat jy dra. Nie net by die kerk nie. Die mense gaan jou sien by jou werk. Die mense gaan dit sien as hulle jou sien in die dorp. Hulle gaan dit sien as jy by 'n partytjie is. Hulle gaan jou vrugte sien wat jy dra. En as jy 'n goeie boom is, gaan jy goeie vrugte dra. As jy die een is wat uitstaan, in 'n partytjie wat nie drink, baljaar, vloek, skel, die kere gaan nie, almal gaan dit definitief raak sien. Jy is die een wat die verskil moet maak daar. Dis waarvoor ons daar is. Om die wat verdwaald is op die regte pad terug te bring. Gaan nie moeilik wees nie. Daardie mense is baie keer die mees hardhorendste mense wat daar is. Dit gaan nie sê, ek help jou nou, môre is jy reg nie. Baie keer is dit 'n lang paadjie om te stap met daardie persoon. Maar weer eens, dis die lang paadjie wat ons stap op die regte pad, dis die regte paadjie. Want as hy op die einde daar kom, en hy het sy hart vir die Here gegee, het hy gedoen wat hy moes doen. Dan het jy op die regte pad geloop. Maar weer eens, dit gaan kos. Vir ons om op te offer, om tyd te spandeer met daardie persoon, met hom of haar, om hulle op die regte pad te kry. Tyd op te offer, klim in jou kar, ry na die persoon se huis toe. Gaan sit met hom, gaan werk met daardie persoon. Weer eens, opofferings wat ons moet maak. 'n Struikelblok wat ons moet oorkom, gaan ons of gaan ons nie? Doen wat van ons verwag word nie. Matteus 7
vanaf vers 19:23. Vanaf vers 19. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat die wil doen van die Vader, wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeseer, en in u naam, en in u naam duiwels uitgedryf, en in u naam baie kragte gedoen nie. Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Weereens, ons kan nie net in die kerk sit, ons hande oplig, praise en worship, goed lyk as ons bid, en verwag ons het 'n verhouding met die Here nie. Dis waarvan die woord hier praat. Ons wil dade doen hier in die kerk, en dan wil ons dink, hoorie, ons is nou op die regte pad. Ons het goeie dinge nou gedoen, ek het nou 'n verhouding met die Here. Hy skuld my nou die ewige lewe, want ek het nou dinge gedoen. I'm sorry, it doesn't work like that. Want as jy nie 'n verhouding het met die Here nie, gaan hy jou definitief nie ken nie. Want paar preke terug wat ek gedoen het ook, as jy nie 'n verhouding het met enige mens, gaan hulle jou nie ken nie. En om 'n verhouding te kan bou, moet jy tyd spandeer met daardie persoon. Elke dag. Om die ins en outs van daardie persoon te kan leer. Waarvan hy of sy hou, waarvan nie. Wat hy en sy doen in die lewe. Jy moet daai opoffering doen om daai tyd te spandeer saam met daardie persoon. En as ons dit nie gaan doen in die woord van die Here nie, gaan jy nie God leer ken nie. Want dan gaan jy lou wees en hy gaan vir jou uitspoeg. So, ons opoffering vir tyd is 'n groot faktor. Ons opoffering vir tyd. Maar gelukkig, we serve an awesome God. 'n God wat mense kansse gee. 'n God wat vergewe en vergeet. As jy regtig waar jou tyd spandeer, en jy is op die verkeerde pad, of jy help daai persoon wat op die verkeerde pad is, en hy en sy draai om, en maak die regte besluit, God vergewe. En as jy gaan terugkom na hom toe, gaan hy na jou toe hardloop en hy gaan jou omhels. En hy gaan sê, welkom terug my kind. Hy gaan jou nie wegstoot nie. Die Here sal jou nooit wegstoot nie. As jy opreg na hom toe kom en sê, Here vergewe my, ek het gesondig. Vergewe my, ek het verkeerde dinge gedoen. Hy sal jou nooit, maar nooit wegstoot nie. Hy gaan jou omhels. En hy gaan net daar vir jou die beste wil gee wat hy jou kan gee. En ons kyk na die gelykenis wat in Lukas 15 is. Die gelykenis in Lukas 15 van vers 11 tot 32. Kom ons lees daar die gedeelte van vers 20. Lukas 15 vanaf vers 20. Hier het ons die prentjie van die wat nie die gelykenis ken nie.
Die pa wat die 2 seuns het. Die een seun het na hom toe gekom en gesê, pa, gee asseblief my erfgedeelte vir my. Ek wil my eie pad gaan. Ek wil my eie ding doen. En soos 'n goeie pa is, het hy gegaan, hy het sy gedeelte vir hom gegee, en die seun het sy pad gegaan. Afgedwaal, verkeerde dinge, en al daai tipe dinge gedoen. Tot die seun eendag besluit het. Kom ons lees. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer gekry. En vir hom gevoel. En gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy dienskneg, bring die beste kleed en trek hom dit aan. Gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete en bring die vetgemaakte kalf en slag dit. En laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewend geword. En hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. Dis gelykenis wat die Here vir ons gesê het. En dis presies wat God met jou gaan doen. Of met hom of haar. Wat omgedraai het in die regte pad klim. Die Here gaan jou omhels. Hy gaan vir jou die beste klere gee. 'n vetgemaakte kalf. Hy gaan vir jou die beste gee wat hy jou kan gee. So moet nie dink as jy afgedwaal het en jy het soveel sonde gedoen, die Here vergewe nie. Die Here vergewe jou. Hy sal jou altyd vergewe, mits jy opreg na hom toe kom. En vir hom sê, Here, ek het gesondig, asseblief vergewe my. Maar dit gaan van ons kant af kom om op te offer. Die opoffering gaan wees, draai weg van jou sonde af. Dis dalk daai bottel wat jy elke aand in vasgekyk het. Dis dalk daai verkeerde websites waarna jy gekyk het. Dis dalk die dingetjies hier en daar wat jy gesteel het. Net jy en God gaan weet waaroor dit gaan. Maar God sal jou vergewe. Maar jou opoffering gaan moet wees, jy moet wegdraai van dit. Jy kan nie teruggaan daarna toe nie. Want dan gaan dit vir jou niks beteken nie. Want dan is jy lou en die Here gaan jou uitspoeg. So, van koud af moet jy warm wees. Jy moet opreg bedoel wat jy sê. Jy moet opreg wegdraai van jou sonde af. Jy moet opreg wees. Maar dan lees ons verder en dan sien ons die ander broer was baie ongelukkig. En dan kom hy na sy pa toe en sê vir hom, Vader, maar ek is die hele tyd hier by jou. Hoekom kry ek nie sulke dinge nie? Hoekom word dit nie aan my gegee nie? En dan sê die pa vir hom, in vers 31, toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joune. Soos ons op die regte pad is, het ons klaar alles wat ons nodig het. Ons het klaar al die luukse goed wat ons nodig het. Die lampad Kaap toe, met ons 2 voete, die een wat langs ons loop is ons hemelse Vader. Dis hy wat daar is permanent, want hy gaan jou nooit verlaat nie. Opsie A kan net so weggevat word van ons af. Die luukse kar, al die dienste, alles kan net so weggevat word. Daai 10 miljoen kan net so weggevat word. Waarmee sit ons? Niks.
Opsie B sit jy nog steeds met die Here langs jou. Begin daai nie 'n beter opsie klink nie? Om te sê as ons daar op die ou einde is, ons het die ewige lewe nie? Dit is 'n bankrekening wat nie reg raak nie. Maar om op die regte pad te wees, is 'n smal pad. Dis hoekom die woord vir ons sê die pad is nou. En daar waar dit baie keer vir ons lyk, die pad is hopeloos te nou, waar een persoon loop, dis wanneer God ons dra. Dis wanneer God jou help as jy blaas op jou voete het. Jy moeg is en jy kan nie verder nie. Of wanneer jy moet loop en God is die skuilings bo oor jou. Want hy gaan jou nooit verlaat nie. Maak nie saak wat gebeur het, tensy jy jou rug op hom draai. Maar as ons op die regte pad is, weet ons, God gaan ons nooit verlaat nie. So vir die wat opsie A gekies het, ek is jammer, julle het verkeerd een gekies. Maar dit is nooit te laat nie. Dis wat die woord vir ons sê. Dit is nooit te laat om op die regte pad te klim nie. So as jy vanmôre hier sit, en jy voel, dalk was ek hierdie week glad nie op die regte paadjie nie. Dis nooit te laat om te sê, ek is jammer nie. Dis nooit te laat om te sê, Here, vergewe my vir wat ek gedoen het nie. Maar ons moet besef, as ons daai besluit gemaak het om op die regte pad te bly, gaan ons moet sorg, ons kant is skoon. Ons gaan moet sorg dat ons daardie tye kan opoffer vir God wanneer hy ons nodig het. Ons gaan moet opoffer om in sy dade te werk. Om vir sy koninkryk te werk. Ons moet tye opoffer, eerder in die woorde kan spandeer, as wat ons voor die TV sit. Ons moet tye opoffer, eerder om die mense in nood te help, as wat ons in luxury lewe. Ons moet die opoffering maak, om daar te wees, wanneer ons naaste dit nodig het. Vir gebed, besoek in 'n hospitaal, besoek by die huis, of selfs net 'n helpende hand. Dit is struikelblokke wat ons moet oorkom. En die grootste struikelblok is me, myself and I. Die vlees is die grootste struikelblok om oor te kom. Maar die woord sê vir ons, as ons in die woord bly, en vasstaan in die woord wat hy vir ons gee, sal hy jou toerus vir wat jy nodig het. As hy veel vra om vir iemand 'n gebed te gaan doen, al is hy die hoeskaamste persoon, geloof my, as jy voor daai persoon staan, gaan jy vir hom kan bid. Die Heilige Gees gaan vir jou lei en jy gaan vir hom looi. Hy gaan jou toerus. Maar al hoe jy weet wat die Here vir jou kan gee, is wanneer jy in sy woord spandeer. Nog soveel beloftes wat die Here vir ons gee in die woord, wat hy jou meer sal toerus. Maar ons moet lees. Ons moet weet wat dit is. Ons moet daai tyd spandeer in die woord. En dit is om op die regte pad te bly. Die regte pad is nie altyd maklik nie. Dit kan vol baie dinge wees in ons lewe. Maar as ons sterk staan in geloof, sterk staan in gebed, saam met God, gaan daai smal paadjie 13 dae Kaap toe net so gebeur. Hy kan vir jou alles doen en dit kan net so gebeur.
So ek wil hê ons moet hierdie week gaan en baie mooi dink op die paadjies wat ons loop. En of is ons een van daardie mense wat net hier in die Sondag met 'n kerk sit, vrolike gesiggie, ons gaan huis toe, ons het ons deel gebring. Of gaan ons werklik doen wat die Here van ons verwag het om te doen? Bietjie opoffering te doen. Hierdie week om uit te reik na wie dit nodig het. Kom ons bid saam. Ekskuus pastor, wat jy sê. Ek wil jou 'n bietjie interrupt, Rudolf. Here het iets op my hart gelê. Kan ons hierdie net bietjie agtertoe skuif? So, jy kan vir my musiek aansit, Annelien. Ek voel dis nodig dat 'n mens 'n bietjie van 'n repentance doen, né? Dit waarvan jy gepraat het, is baie waar. En ek dink dit is baie waar in elkeen van ons lewens. Ek dink ek wil die wat wil kom en sê, Here, ja, dis een van ek. Dis ek wat hierdie doen, ek spandeer te veel tyd op my foon, ek spandeer te veel tyd op die TV, ek spandeer te veel tyd in ander dinge, ek sit my fokus te veel op te veel ander goed. Whereas ek weet, as ek by die woord kom, neem ek's te moeg. Ek kan dit môre, ek kan dit môre, ek kan dit môre. Jy weet nie of daar 'n môre is nie. Ek wil vir julle vra, en ek gaan nie vir elkeen van julle bid nie. Ek wil vir julle vra om vorentoe te kom. Ek gaan een gebed doen vir die wat voel in hulle hart. Ek wil net vir die Here om verskoning vra vir dit wat ek geword het en weet. My lewe moet beter wees as hierdie vir jou. Want eintlik is ek gemaak om jou te dien en ek dien jou nie soos wat ek moet. So die van julle wat wil vorentoe kom, kom vorentoe. Ons gaan een gebed doen. En die van julle wat kan, kniel. Jy kan een van die kussings van die stoele afhaal as jou knie seer kry of iets. Ek wil hê julle moet kniel. Want ons staan voor 'n awesome God. Ons dien 'n awesome God. So ek gaan nie vir elkeen apart bid nie. Ek gaan een gebed doen. En ek gaan dit 'n gebed maak van Here, vergewe my. En Here, help my. En dis waaroor dit gaan. Waar is jy in jou lewe? Waar wil jy wees? Waar verwag God jou? Because God has chosen you for a purpose. And your very first purpose is the Great Commission. Matthew 28, it's the Great Commission. Go out and make disciples of all nations, teaching them and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, leading them in the way of God. How many people have you done that with? What is your purpose? What did God lay upon your heart to do? And you're not doing it. Because we all get caught up in the busy life. We all get caught up in that life. There's not one of us. Kan ek 'n kussing ook kry Alet? Dankie. We all get caught up in the life that we should not be living. This time on earth is a small time. Our time in eternity is massive. This is a training period.
God is going to let us rule and reign in heaven. What are we going to rule and reign if we have not practiced it here? Amen? So let's bow before this Almighty God of ours. Our Father. You can grab a cushion there if you like, or you can stand. Our God sees us, and we pray whether we kneel, we pray whether we stand, we pray whether we are laying. Paul says, pray in all ways. Thank you, Holy Spirit. You are so good to us. We worship and we praise you, Almighty and Abba Father. You are the Father that has given us everything. Everything we need, and even the desires of our heart. Holy Spirit, you dwell within us. Rise up within each one of us. Speak with each one of us. We come, and with the blood of Jesus Christ, our precious Jesus Christ, just cleanse us, Jesus, cleanse us. You know what we have been doing, you know what we should have been doing. But you, Jesus, your sacrifice, and you went with this sacrifice with love in your heart for us, going through all the agony and the pain, and yet you took upon your life all our transgressions and our iniquities. Here we are, Lord, we are bowing before you, submitting spirit, soul and body to you, and asking, cleanse us, Jesus, with your blood. Wash us clean. And Holy Spirit, come and speak to us and remind us of when we first gave our hearts to you, when you were our first love. Remind us of that purpose that you put within our hearts. Ignite that fire, make that fire within us a flame that is burning strong to do your purpose in our life, to make that our priority, that we will live, breathe, walk for you. That you will continually, Holy Spirit, bring it back into our remembrance, as your word says you will. That which you have created each one of us to do. Forgive us for not following you the way we should. Forgive us for spending this precious time that you have given us on wrong things, being misled by the worldly activities, by the flesh. Even Paul said, Father, I do not do the things that I want to do, and I do the things that I don't want to do. That narrow road, Lord, direct our feet upon it. Be the lamp to our feet and the light to our path. That we follow that narrow road once again. That you are continually in our mind to focus us on the narrow road. Show us and remind us when we have the time that now is the time to read your word. Now is the time to pray. Show us the opportunities that you put before us to spread your word, to do what you have purposed us to do. Whatever our purpose is, you have designed us each differently, Lord.
But here we are. Here we are, Father. We are on our knees before you at your throne, in your throne room where you are high and lifted up and your robe is filling this temple. Come, bring us back to the place that we should be. Help us focus, help us live our life for you with everything in us. Let our life speak of you. Let our fruit be the fruit of Jesus Christ. Come, Holy Spirit, ignite that fire again within us. And those that do not know the purpose yet, oh, Holy Spirit, you are faithful. Show us, show each one the purpose that you have designed them for. Why are they created the way that they are created? Touch each one, Lord, this morning. When we walk out of here, we know we have been in the presence of the Almighty God. Praises and glory and honor are all yours. May we in our lives bring glory to your life. Thank you, Father. Our Abba Father, our dearest Daddy. Thank you, Holy Spirit, our precious, precious Holy Spirit, who is in and over us. Let your power give us the strength to do this. Thank you, precious Jesus. We love you, precious Jesus. You are the head of the church, and we are your body. Let us be the body, the hands, the feet, the mouth, the ears, the tongue. Let us be your body. Create us, change us. We give you permission. Change us to be a good body for you, the bride of Christ. Thank you for this morning. You are an awesome Father. We thank you for this word, Lord. We thank you for your reminder. We thank you for your presence and your glory. We thank you for this church, where we can gather together and praise and worship you and listen to your heart and your heartbeat. Bless us as we leave this place. Cover this word with your blood, Jesus, that it will not be stolen from us. Glory be to your name, and may we bring glory to your name. In Jesus' name, amen.